Okay. Goeiemôre, baie welkom vir almal wat saam met ons kuier op die woord doen. Ek weet dis nie net julle wat hier is nie, maar baie welkom vir julle wat hier is. Met julle pragtige mooi gesiggies en julle smiles en lekker gereën buitekant so. En dan baie welkom vir die mense wat luister en kyk. Ja. Ja. Ons is by Jesaja 34. Kom nader, o volke, om te hoor en nasies luister. Laat die aarde hoor en die volheid daarvan, die wêreld en alles wat daaruit voortkom. Kan ons net weer gou noem, wêreld, die Hebreëse woorde eretz, beteken die landstreek, die beloofde landstreek waarin hulle is. Praat nie van die aardbol nie. So reg deur die Bybel, ook in die Nuwe Testament, wanneer ons die Griekse woorde daar kyk, dan sien ons wanneer hy verwys na wêreld. Hulle vertaal dit net wêreld. Verwys dit eintlik na die landstreek waar die Romeine dan geregeer het saam met die Jode. Hulle het ons so gesamentlik geregeer. Goed. Ek wil gou dat ek dan aangaan nie, want die toren van die Here gerig oor Edom. Jy bietjie navorsing doen wat Edom. Jep, baie. Ek gaan net gou vers 2 lees, want die toren van die Here is oor al die nasies, nê, maar en die grimmigheid oor al hulle leerskare. Kom ons kwalifiseer dit net. Al die nasies wat vyandig is teenoor God. Okay, kom ons kwalifiseer al die nasies. Beteken nie van al die nasies van die hele wêreld nie. Praat van hierdie landstreek. Dis waar die verbondsvolk dan nou in die beloofde land was. En dan al die omringende nasies wat nou geïnfiltreer het in hulle geleedere en om hulle woon. In hulle landstreke. Praat hy nou van. Nie van al die nasies van die hele aardbol nie. Hierdie verwys spesifiek nou na 'n godsgerig oor Edom in hierdie area. Hierdie eretz, Hebreëse woord landstreek. Goed. En grimmigheid oor al hulle leerskare. Hy, hoofletter, het hulle met die banvloek getref. Hy het hulle oorgegee om geslag te word. En hulle gesneuweldes sal weggewerp word en die stank van hulle lyke gaan op en die berge smelt van hulle bloed. Alles strafgerig, weer eens, wanneer mense droog maak, veral die verbondsvolk dan van die Here, nou hoe het hulle droog gemaak? Hulle het gehoreer na ander afgode toe. En nogal die afgode van die omringende nasies. Ek meen, God is die groot God, skepper van hemel en aarde, God van liefde. Sy volk Israel wat deel was van die verhouding met God in die verbond, hulle moes God se lig skyn, sy liefde skyn. Maar nou doen hulle dit nie. Plaks dat hulle die lig skyn vir die ander nasies, gaan hulle na die ander nasies toe en dien hulle afgode. Kom nou. Gewonder die Vader raak nou so 'n bietjie kwaad en hy moet hulle 'n pak slag gee. En hoe doen die Here dit? Hy's gees, God is gees, Johannes 4. As ons hom nou aanbid met ons dit in gees en waarheid doen, want God is gees. So hoe doen God dit? Hy beliggaam homself in 'n ander nasie. En selfs 'n bose nasie kan hy in beliggaam en sê, nou gee jy my volk pak. Hallo, vang julle dit. Nou moet ons hierdie beeldspraak verstaan, want kom ons na die Nuwe Testament toe, en ons sien Jesus praat van strafgerig wat op pad is, veral in Matteus 23 en 24, en dan kan jy ander evangelies wat ook dieselfde sê gaan vergelyk. Dan gebruik hy dieselfde beeldspraak. En dan het daar ook vir Jesus in sy tyd, vir die Jode, wat nou boos geraak het, vir al die tempel bestuur, het daar 'n straf gekom. En dit was die ou bedeling wat dan afgesluit is, en so meer. Goed. Vers 4, en die leerskare van die hemel vergaan, en die hemel word in mekaar gerol soos 'n boek, en al sy leerskare val af, soos 'n blad van die wingerdstok afval, en soos vye afval van die vyeboom. Nou, Pastor Mimpie, kan ek net weer hier inkom. Hierdie is vir my pragtig mooi, die hemel word in mekaar gerol soos 'n boek. Nou, hulle het baie duidelik hierdie beeldspraak verstaan, hemel. Hemel en aarde, het hulle geweet, verwys na die tempel. En die hemelgedeelte van die tempel was die heiligdom en die mees heiligste plek. Want dis die plek waar jy die Vader van die hemel kon ontmoet. Hy het in 'n tempel gebou, het hulle hom sy heerlikheid kon sien met die wolk wat die tempel
dan oordek het of die tabernakel van Moses waar dit begin het. OK, so nou as hy praat hier van die hemel word in mekaar gerol soos 'n boek. So wat sien julle dadelik nou as julle hierdie beeldspraak verstaan? Jy gaan iets met die tempel gebeur. Onthou, die tempel is die plek waar die Vader met sy volk ontmoet het. Dis waar hulle God leer ken het. Nou sê hy, die tempel word opgerol. En uiteindelik kom Jesus, en Jesus sê in Matteus 24, sien julle hierdie geboue? Want die disippels spog met die geboue en sê, Jesus, kyk hierdie gebou. Jesus sê, daar sal nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek gaan word nie. Kan julle sien hoe word die hemel ook daar? Hierdie beeldspraak? Kan julle dit sien? OK, gaan verder. Nou, om net terug te kom na opgerol soos 'n boek. Onthou nou, in die Bybelse tyd het hulle nie boeke gehad soos die nie. Hulle het 'n boek gehad Scrolls gehad. wat so Ja, jy opgerol was. Pastor Mempie, jy wys nou hier vir die mense wat nou hier is, Ja. baie pragtig demonstreer, maar vir die ouens wat nou nie kan sien nie want dit is audio. Sy het nou hier is 'n A4 haar notas gevat en dit so voor ons opgerol. Ja, hulle het En dan rol jy hom so oop. gerol, Dis die En scroll, daai die gaan- boek rol. so gerol. Dis reg. So as hy praat van Hulle hom boek nou so rol, dan gelees. praat hy van nou waaruit dis nou jy's baie oulik. Ek is? Ja, jy's baie oulik. Ek sê dit hier vir al die mense. Nou luister baie mooi. Die boek rol was die woord van die Here. Stem julle saam in die ou bedeling. Amen. So dit het die lig gebring. Maar dit was Nou ook die wie het wet. wie die Was boek ook die rol, wet. net so oomblik, wie die boek rol gehanteer? Die priesters. Die priesters, Hulle moes dit administreer, die wet, ja. die wet. Want onthou nou, die wet is nie die 10 gebooie nie. Die wet is die hele Talmud. Dis ook die profetiese boeke. Is alles saam, ingesluit die wet en die profete. Nou, wat hy hier sê is, die boek word, hoe sê hy, kom ons lees net weer daai, van die, Opgerol soos 'n boek. soos 'n boek. So hy word opgerol, so hy word toegemaak. Hy sê nie hy word oopgerol nie. Wanneer die boek oopgerol word, dan sien ons lig en ons hoor inspraak van die Here. Ons hoor die Here se stem. Ja. Kan julle dit sien? Hy sê nou gaan julle meer die Here se stem hoor nie, die Ja. boek gaan nou toegerol word. word. Sien jy, koppel dit aan die hemel. Want in die hemel, die heiligdom en die mees heiligste plek, dis waar God ontmoet het, want tempelgebou was bekend as hemel en aarde, waar hemel aarde ontmoet, waar God se teenswoordigheid die mens in die verbond ontmoet het. Nou sê hy, nou is daai boek toegerol. So God praat nou nie meer nie. Hoor julle? Nou wat baie mooi is vir my, as ons reg deur die profeteboeke gaan en die laaste profeet wat gepraat het, was Maleagi. En toe staan skielik 450 jaar stilte. God het klaar gepraat. En toe in die Nuwe Testament. En die eerste profeet wat weer sy mond oopgemaak het en gepraat het, raai wie was dit? Johannes die Doper. Die stem wat roep in die woestyn. 450 jaar is dit stilte, God praat nie. So hierdie praat vir my pragtige beeldspraak. Hier sien ons dit ook. So ken ons nou die beeldspraak deur die Bybel, en nou vandag as ons die Nuwe Testament lees, en ons raak al hoe liewer vir Jesus, want ons kry al meer inligting, hy is die verlosser, en ons hoor wat Jesus ook gesê het, van die einde van die laaste dae, en alles, ons snap dit en verstaan dit, dan raak ons so rustig vandag, en ons begin juig, en ons begin jubel, want die werk is voltooi, en ons is nou die tempels, en die Heilige Gees is nou binne in ons, en ons leef nou die bediening uit. Wow! En ons verstaan hierdie pragtige beeldspraak. Goed, nou sit jou beurt. Goed, ek gaan 'n bietjie agtergrond gee oor Edom. Edom beteken rooi. Edom beteken rooi. Dis goed. So, as ons teruggaan na Genesis toe, Genesis 27, dan kry ons die verhaal van Jakob en Esau, wat 'n tweeling was, en wat saam groot geword het, maar hulle het verskil soos dag en nag. Want Jakob was die een wat saam met sy ma in die tent gebly het en kos gekook het, en Esau was die jagter gewees, wat deeltyd in die veld was, en gaan jag het. Nou die Bybel verduidelik vir ons baie mooi, en hy sê vir ons dat Esau was rooi.
Hy het Hy was rooi, baie harerig ook, ja. rooi hare en 'n rooi baard gehad. So, So hy was eintlik 'n uur. nou weet julle eintlik waartoe ek op pad is. Maar nou, almal van julle ken die geskiedenis van Jakob en Esau. Okay? Hulle was 'n tweeling en die een wat eerstegebore is, nou in die Ou Testament was dit 'n belangrike ding. Die een wat eerstegebore is, kry die eersgeboorte reg. Seun. En dit was nou so 'n soort van 'n kompetisie. Ja, dit was 'n kompetisie. Nou, soos julle weet, het hulle ma, toe sy hulle verwag het sy naderhand so moeg geword, want binne in haar, Rebekka, sy sê, ek is moeg vir my lewe, want Jakob en Esau het hier binnekant in haar. So voor hulle geboorte het hulle al gestoei. Rotstoei geveg gehad. Sy sê naderhand, ek kan dit nie meer vat nie. Hierdie twee kinders is besig om my mal te maak. So, wie van julle het kinders? En wie van julle weet, dit kan rot gaan beteken, as die kinders so in die huis te kere gaan en begin veral beslei, né? En hoe erg dink julle moet dit wees, jy is besig om te verwaag, en hulle beslei al klaar. Ek het gedink as 'n kind daarom nog nie gebore is nie, dan is dit redelik rustig, né? Goed, ek gaan En dan nou die belangrikheid is toe die geboorte nou Genesis plaasgevind. 25 Ja. gaan dit lees. Ja. En toe haar daar vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. Aha, nou moet julle luister. En die eerste een is gebore, rooi, geheel en al soos 'n mantel van So hare. dit is Esau. Daarom het hulle hom Esau genoem. Aha. So wie is die eerste gebore? Esau. So lyk my hy het hierdie rostwie geveg gewen. Hy's nou Maar wag nou. Hulle het beklei om wie gaan eerste wees. Kan julle dit sien? Ja. Hoe kan dit al gebeur het? Hulle het tog nie eens by hulle verstand nie. Vers 26. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die haakskeen van Esau vashou. Kan julle iets sien hierso? Toe Esau eerste is, toe gryp hy van sy, nee, kom terug. Ek is wil eerste. eerste wees. Ek weet nie, die Bybel sê dit nie. Maar gebruik 'n bietjie jou verbeelding. En sy hand het die haakskeen van Esau vasgehou. As 'n babatjie so klein is, het hy nog nie daai vermoë om te vat juis nie. Nee. Ek weet wanneer hy so klein is, te oulik, dan vat jy daai klein handjie en dan naderhand Die grip is nog nie. het hy jou pinkie beet en dan voel jy daar's nie eintlik grip, maar later vinnig daarom gebeur dit, dan begin die babatjie daarom grip kry, né? Maar wat hierso? Hy het klaar grip. Hy's nog nie eens gebore nie en hy het sy hakskeen beet. Yes, en toe Daarom het hulle hom Jakob genoem. En die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld, maar Jakob was 'n vredelievende man wat in tente gewoon het. Nou hier kom die divide nou. ja, maar kan ek Hier net kom iets die sê? nee, wag, ek moet gou hier Ja, klaar lees. onthou nou, jy sit En my nou weer Isak- op die bad se rand. En Isak het vir Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak. Ja. So hier sien ons die pa het 'n favourite gehad en die ma het 'n favourite gehad. So Isak het vir Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak. Maar Rebekka het vir Jakob lief gehad. En Jakob het 'n kooksel klaargemaak Kan en ek nou net iets sê voor ek nou in die bad val met die koue water? Jakob se naam beteken hakskeen gryper. Letter, dis wat dit beteken. Hakskeen gryper. Nou kan jy jouself indink toe soos hy groter geword het. Dan roep Esau hom hakskeen gryper. Kom hier. Want hulle dis wat sy naam. En natuurlik ook bedrieger. Want dis wat ons later sal sien. Yes, okay, gaan voort. En Jakob het 'n kooksel klaargemaak en Esau het moeg uit die veld uitgekom. Toe sê Esau vir Jakob: "Laat my tog sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg." En daarom het hulle hom Edom genoem. En toe gebruik Jakob hierdie geleentheid. Yes. Hy sien hierdie ou Esau is nou so hongerig, gaan omkap. Toe sê hy, nou is my kans. Okay, gaan aan. En Jakob sê vir hom: "Verkoop eers aan my jou eersgeboorte reg." Hy is nog steeds besig om te fight daaroor. En Esau sê: "Kyk, ek gaan in elk geval sterf. Wat baat die eersgeboorte reg my dan?" En toe antwoord Jakob, hy sê: "Sweer eers vir my." En hy het vir hom gesweer en sy eersgeboorte reg aan Jakob verkoop.
En Jakob het aan Esau brood en die kooksellensies gegee, en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy eersgeboortereg verag. Nou van daardie dag af, en basies van dat hulle gebore is daar animosity, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, animosity, Verdeeldheid, vyandskap vijandigheid, tussen ja. die twee broers. Nou hier sien julle, hier sien ons vir die eerste keer die woord Edom. Sien julle? Ja, Sien jy die probeer eerste nou keer vir die jy woord verduidelik nou vir Edom. ons Edom, Ek gee vir julle agtergrond. Nou kan ek nou net iets gou sê hierso, is dit nie erg nie. Mense neem Jesus aan, is opgewonde, en dan kom daar 'n bietjie swaarigheid en 'n bietjie probleme, omdat jy nou Jesus eerste plek stel. Miskien begin jou familie jou aanvat daaroor, omdat jy nou net Jesus freak geraak het of so iets. En jy's nou betrokke by die liggaam van Christus, en jy's besig daarmee, en nou voel jy, kry jy teenstand. En miskien, soos met jou gebeur het, né? Was toe Mimpie se ma het haar onterf op daai stadium, toe ons nou voluit die Here dien en met die gemeente begin, toe sê sy, wie gee julle die reg om sulke goed te doen, en toe onterf sy vir Mimpie, en haal haar uit die testament uit. So, wanneer daar sulke Ek is toe druk daarom kom, weer teruggesit. sulke probleme kom, dan verkoop mense sommer maklik hulle wedergeboorte, hulle eersgeboorte reg, dieselfde beginsel. Yes. Wie van julle vang dit? Yes. Mense, ons moet geloof snap en ons moet die woord aanhoudend eet. Voed jouself met woorde van geloof. Moenie moeg word nie. En as jy voel, ja, soos Esau, ek kan nie meer nie. Gee maar vir my van daai rooi goed daar. Ek gaan in elk geval vrek. Ag, skus, wat is die regte woord? Sterwe. Nee. Wie van julle het al, jy voel baie keer so, né? Ag nee, wat, ek gaan nie meer deel wees nie. Ag nee, wat, ek gaan nie meer vermoorde diens doen nie, ek gaan nie meer betrokke wees nie, ek gaan net, dis te veel vir my. Going to take Dis it te veel vir my. easy. Verkoop- Take it easy out. Verkoop Easy jou way eersgeboorte of jou wedergeboorte reg vir 'n pot lensiesop, vir kos, vir vreeslikheid. Vang julle wat hierdie vir ons sê, dit spreek met ons, né? Daar gaan moeilike. Jesus praat van die saaier saai die woord en val op verskillende plekke. En dan sê hy, die een plek val dit tussen die klipprige grond. Hy sê die woord kom op, wat hy sê die saad wat hy saai is die woord, en dit groei pragtig, maar omdat dit nie diepte, sê almal diepte, van wortel het nie. Sodra die son opkom, met ander woorde, die probleme kom van buite af, dan verskroei dit en dit dra geen vrug nie. Kom ons kry wortels in Christus. Kom ons vat die woord en ons voed onsself daarmee gereeld. Kom ons wees sterk in die woord. So wanneer die omstandighede ons druk en dinge kom van alle kante af, dan doen ons nie wat Esau doen en sê, ag, ek gaan in elk geval vrek. Gee vir my van daai rooi goed, daar dat ek kan eet. Nee man, kom ons voed onsself met woorde van geloof, kom ons kom uit die vlees uit. Okay. Goed, kom ons gaan aan met die geskiedenis. Nou moet julle onthou, Edom, of die Edomiete, is afstammelinge van Esau. Is dit reg? Dis nou waar die storie vandaan kom. So, hulle het agterna, as jy Genesis lees, Ja, hulle almal hou sal van jy rooi sien- sop. Ja. Sal jy as jy Genesis lees, sal jy sien hulle het vrede gemaak met mekaar. Maar die vyandskap, die divisie het maar daar gebly. Ja. Okay, nou gaan ons na Numeri 20 toe en die Israeliete is besig om te trek na Kanaan toe. En hier kom hulle nou by die nageslag van Esau. Nou moet julle onthou, die Israeliete wat uitgetrek het, is die nageslag van Jakob. Okay? En Esau hulle het in die plek van Mount Seir gaan bly. En hier kom die Israeliete nou en Onthou nou, Jakob se naam is verander nadat hy met God 'n worsteling gehad het en deernag bid. En het hy wonderlike ervaring gehad en die Here het weer vir hom bevestig, jy is geseën. Want daar het hy weer gesê, ek sal jy nie los, en nou jy heel nag geworstel met die engel of met God self, wat ook al hoe jy dit wil sien. En toe sê hy, ek sal u nie los nie. Here, ek sal u nie los nie, voordat u my nie seën nie. Kyk hoe erg was hy op die seëning, né?
En toe het sy op sy heup geslaan deur die man van God of God self. Ek weet nie, ons gaan mooi studie doen oor daai, maar hy het met God geworstel basies. En toe sy mank van daai tyd af. So, en toe die Here sy naam verander, toe sê die Here, jou naam is nie meer Jakob, haksteengryper, bedrieër nie. Jou naam is nou Israel. En weet julle wat beteken Israel? Prins van God. Aan 'n woorde, God se kind. Jy's koningskind. Goed, ekskuus, ek wou net daai ingooi. Goed, die Israeliete is besig om te trek, en hier kom hulle nou by die plek waar die afstammelinge van Esau woon. En hulle het in die suide van die Dooie See het hulle area gehad waar hulle gebly het. Nou kom hulle hierso in Numeri 20 en vers 14. Daarna het Moses uit Kades boodskappers na die koning van Edom gestuur. En hy sê, so sê jou broer Israel. Of Jakob, ja. Jy weet self al die moeilikheid waardeur ons gekom het. Ons vaders het na Egipte afgetrek en ons het lank in Egipte gewoon en die Egiptenaars het ons en ons vaders sleg behandel. Toe het ons die Here aangeroep en die Here het ons stem gehoor en hy het ons uitgelei en hier is ons nou in Kades, 'n stad op die grens van jou grondgebied. Hier is nou 'n versoek. Eenvoudige, asseblief help ons. En hy sê, laat ons tog net deur jou land trek. Ons sal nie deur jou land of jou wingerd trek nie. Ons sal nie eers water uit jou put drink nie. Ons sal die koningsweg hou. Ons sal nie regs of links uitdraai nie, totdat ons deur jou grondgebied getrek het. Want anders was dit nou 'n ompad, hulle moes verder gaan. Maar Edom antwoord hom, nageslag van Esau, jy sal nie hierdeur trek nie, anders sal ek jou met die swaard tegemoet trek. Dis familie. Hulle is familie. Toe sê die kinders van Israel vir hom, luister tog nou, ons sal met die groot pad trek, en as ons van die water drink, sal ons julle betaal daarvoor. Laat ons tog net deurtrek, verder niks nie. Daarop antwoord Edom, julle sal nie hier deurtrek nie. En Edom het uitgetrek met baie manskappe en met 'n sterk hand. So het Edom dan geweier om Israel toe te laat om deur sy grondgebied te trek. So het Esau geweier om Jakob. Daarop het Israel van hom af weggedraai. Nou so kan 'n mens God se werk keer deur mislukt te wees. Sien julle? Want wie het vir die Israeliete gesê, trek so? God het vir hulle so gesê. Hier kom Edom en Edom sê, dit is misluk. Hulle sê, jy sal nie idee trek nie. Ons sal julle wys. So hulle is nog steeds besig om te beklei. Ons sal julle wys. Ja. En dis waarom die strafgerig in Jesaja dan nou kom teen Edom. Want dit was in die Here se oë nie reg nie. Ja. Nee? Want die Here wou gehad het dat hulle die Israeliete help om deur te trek. Dit was 'n eenvoudige versoek. Dit was 'n eenvoudige, asseblief, help ons net. Jy weet, en Edom sê, nee, ons sal nie. En hulle trek sommer op met swaard en hulle keer eintlik die Here se werk. Hulle keer die Here se werk. En soos wat ons dan hier sien, kyk, die swaard van die Here kom af op Edom en op die volk van die banvloek om geoordeel te word. En die swaard van die Here is vol bloed. Dit drup van die vet, van die bloed van lammers en bokke, van die niervet van die ramme, want die Here het 'n slagoffer in Bosra en 'n groot slagting in die land Edom. So hier sien julle die strafgerig van die Here. Mens moet nooit die werk van die Here aan bande lê of keer nie. Dit is tot jou eie nadeel. Want op die einde van die dag is God se werk, is God se werk. Amen.
dis sy koninkryk en mens moet dit nie skade aandoen nie. Amen. Ok, so hy sê hierso vers 7, dan val die buffels saam met hulle en die jong stiere saam met die stiere en hulle land word dronk van bloed en hulle stof versadig van vet. Want die Here hou 'n dag van wraak, 'n jaar van vergelding in die regsaak van Sion. En sy strome sal in pik verander word en sy stof in swaal en sy land sal brandende pik word. Dit sal snags of voor dag nie uitgeblus word nie. Vir ewig gaan sy rook op. Van geslag tot geslag lê dit woes. Vir altyd en ewig trek niemand daar deur nie. Hier sien ek geestelike armoede en geestelike verval, soos nog nooit wat ek in my lewe gesien het. Soos wat hy hier sê, alles sal vernietig word, daar sal geen vooruitgang wees, met ander woorde nie. En hoekom dan nou? Kom ons gaan Nuwe Testament toe. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dit beteken en ook, al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Ja. Draai die verse om. ja, en as jy die koninkryk soek, soek jy die koning van die Ja, koninkryk. draai die verse om. As jy nie die koninkryk van God eers soek nie, soek jy nie eers sy geregtigheid nie, jy soek ongeregtigheid. En wie kan vir my... Wat sal vir jou gegee word? Oordele. Kom ons kyk net Draai weer. hom weer positief. Ja. Soek eers die koninkryk van God Ja. en sy geregtigheid, right standing with God, right standing with the people around you, and all the things will be added unto you. Draai hom om, jy soek nie God se koninkryk nie, jy staan God se koninkryk teë, jy staan vyandig daarteenoor, jy stop dit, jy keer dit, jy probeer mislik wees, jy wil probeer moeswillig wees. En wat gaan gebeur? Die banvloek gaan jou tref en al hierdie goed Ja, wat en jy gebeur. as ons dit nou, soos ons baie praat nou in die laaste tyd, en ook in ons raamwerke, die toolbox, het ons die vrugte van die gees. Wat vir my baie mooi is en baie prakties is, haalbaar is. Die vrugte van die gees. Julle ken dit al baie goed. Ek dink nie enige van julle weet meer, kan vergeet nie. Ons sê dit tog so baie. Galasiërs 5:22 gee vir ons die vrugte van die gees, die 9 vrugte van die gees. Hy begin eintlik met liefde, en eintlik moet jy 'n dubbelpunt na liefde sit, want liefde is wat? Liefde is blydskap. Dis hierdie goddelike woord liefde, agape liefde. En is ook vrede. Nou almal van julle weet gou-gou, vir wie is dit moeilik om uit te vind of as jy bly of as jy nie bly nie? Dis mos maklik. Is maklik. Wie weet of jy bly is? Nou wat steel mense blydskap? Die dinge. So wanneer ons die dinge soek, en ons wil hê dinge moet ons gelukkig maak. Blydskap kom nie van buite af nie. Blydskap is nie in die dinge wat ons het of kry nie. Nee. Blydskap kom van binne. Net my. Vrede. Ag, ek wil net vrede. Gee my net vrede. Vrede kom van binne. Dit kom nie van buite af nie. En dan vriendelikheid. Kom ook van binne. So al daai vrugte van die gees wat daar beskrywe word, is wat ons net moet leef. Leef dit uit. En dan gaan jy nie mislik wees nie. Dan gaan jy nie die koninkryk teenstaan nie. En wanneer ons dit so uitlewe, want ons is dit klaar, want ons soek dit eerste, die koning van liefde wat binne in ons is, die agape liefde, en ons begin dit uitleef, dan gaan Psalm 23 ook waar net goedheid en guns gaan jou volg. Jy gaan nie met die bankvloed getref word nie. Dit gaan nie calamities wees nie. Waar die kop van vol is, die hart van vol is, beeld die mond van oor, of is die uitvloei van jou lewe. As jou uitvloei is vriendelikheid, geduldigheid, blydskap, vrede, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing, wat gaan die effek wees op die mense om jou? Wow, goedheid en guns. So dit is pragtig, dit is vandag nog meer waar. En wil jy suksesvol wees in die lewe, nie dat ons gaan vir sukses nie, want wat is sukses? Ons soek eers
die koning van hierdie koninkryk. Sy geregtigheid, so wat is geregtigheid? As jy daai woordjie sien, sit dadelik Galasiërs 5:22 en dit beskryf dit, want dis wie jy kan nou wees, want jy is dit klaar, omdat jy Jesus aangeneem het, jy sy kind, sy agape kind, sy liefde, blydskap, vrede, kind, sy vriendelike een, hallo, en so leef ons dit uit, en dan wat gebeur dan? Goedheid en guns volg ons, deure gaan vir ons oop, goed. Nie net het Edom dit gedoen nie, maar toe Jerusalem vernietig is, het die Edomiete saam die tempel afgebreek en hulle het saam die mense wat daar was vervolg en alles wat aan die Here behoort het, het hulle vernietig. Wow, Nou, hulle self, né? Ja, dis 586 jaar voor Christus. Voor Christus is dit gebeur, ja. Ja, hulle het aktief deelgeneem om die city, to plunder the city, capturing Jews. En weet julle wat, in die tyd wat die tweede tempel dan, wat Jesus voorspel het verwoes word, het hetzelfde weer gebeur. Dit was die Joodse nasie self, die mense wat in die ou verbond was, wat burgeroorlog onder mekaar gehad het, en hulle het meegewerk met al die nonsens wat daar gebeur het, en dit het, waar die Romeine toe gesien het, hierdie ouens beklei onder mekaar, en toe spring hulle in, en dis hoe uiteindelik die mure van Jerusalem verwoes, en die tempel verwoes is. So hulle was werklik deel daar ook, van die verwoesting van die tempel. Ja, Ja. Nou, die Bybel sê vir jou, wat jy saai gaan jy, Oes, wat jy saai gaan jy, maai. oes. So, hulle het deelgeneem, hulle was in die eerste plek hoogmoedig geweest, want as jy hier lees in vers, sy paleise, Vers wat? Sy paleise, vers 13. So, die Edomiete het paleise gehad, en hulle het pragtige stede gehad, en alles. En nou word dit begroei. Wag nou. En hulle was vreeslik trots op hierdie mooi geboue van hulle, en hulle het 'n hoogmoedigheid in hulle hart gehad, en hulle het gesê, kyk tog wie is ons. Nee, nou, Kyk hier wat sê hy, en sy paleise word begroei met dorings en brandnetels en distels. Dit Nou. van, ja. wat sê Jakobus vir jou? Jakobus sê vir jou, trotsheid kom voor die Val. verbreeking, Ja, en hoogmoed kom voor tot 'n die val. val. So, as jy dink jy's die kat se snor, en jy dink jy kan doen wat jy wil, en jy kan saai wat jy wil, en dit gaan nie vir jou oes inbring nie, maak jy die fout van jou lewe. Want dit wat jy saai, gaan Jy oes. oes. En Edom het dit gesaai, toe hulle die Jode vervolg het, en die tempel afgebreek het, en bla 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 bla, en toe hulle mislik was en gesê het, julle mag nie die deur trek nie, ons maak julle sommer dood, moenie naby ons kom nie, en nou kom dit terug na hulle toe. Ja, en wat jy nou daar gelees het van, toe Israel nou daar, wat nou God gerig was, deur wil trek, toe wil hulle nie vir hulle water gee nie, hulle Nee, was niks. mislik, hulle wou hulle nie help nie. Nou, hoe is dit vir ons vandag? Kom nou. Ons dink baie keer, niemand gee om nie, niemand let op nie. Maar weet jy wat, as jy 'n Christusgesindheid, die koninkryk eers te soek, en sy geregtigheid, en jy leef jou dit uit, Amen. blydskap, vriendelikheid, vrede, geduld, daar waar jy rond beweeg, in die supermark, daar waar jy 'n tou moet staan, en jy sê vir jouself, ek is hierdie geduld, en ek is hierdie vriendelikheid, en jy leef dit uit, wat gaan die resultaat wees daarvan? Wat gaan die effek wees daarvan? Wow, die Here is met jou. Die Here gaan paaie vir jou oopmaak. Moenie soos Edom wees nie. Moenie jou eersgeboorte reg vir 'n pot sop verkoop nie. Net omdat jy vleeslik wil wees nie. Vleeslik wees is om ongeduldig te raak, om vriendelik te raak, mislik te raak. Mense, weet jy wat is jou bediening? Om te skitter vir die Here. Amen. Om sout te wees, om lig te wees. Hoe doen jy dit? Galasiërs 5:22. Ja, maar ek is nie eens 'n vriendelike mens nie, ek sukkel maar daarmee. Mense hou op, so dink. Wees wat die Here sê jy is. Preek vir jouself. Onthou jy, ons het praat, deers daar baie van preek vir jouself. As jy daar so in die supermark of in die tou staan, jy voel, is iemand wat jou opref,
dan sê jy vir jouself, nee, stop het, dis nie wie ek is nie. Ek is nie 'n Esau nie, ek is 'n Israel, 'n geestelike Israel, ek is God se kind. Binne in my is geduld, binne in my is blydskap, vrede, vriendelikheid, dan beantwoord jy daai grimmigheid wat om jou is met Christus. Soek sy geregtigheid, dra sy vrugte, dis jou bediening, en net goedheid en guns Nou, in die eerste plek, sal jou volg. In die eerste plek het Esau 'n soort van 'n nongalante houding gehad oor die geestelikheid van die eersgeboortereg. Hy het opgetree asof dit, Dis nie belangrik nie. dis nie belangrik nie. Ag, dis ek nie gaan nou belangrik mislik wees, ek gaan nou ongeduldig wees, ek gaan nou onvriendelik dit wees. is stupid, jy weet, en hier sien ons die effek daarvan, geslagte na dit gebeur het. En mense sal dalk hierdie hoofstuk lees, en hulle sal dalk sê, hoekom is hulle nou so lelik met Edom? Okay, nou ken jy die geskiedenis. Wat jy gesaai het, gaan jy oes. Okay, ek gaan aan. Dit sal snags of voordag nie uitgeblus Waar is ons nou, vers 10, 11. Vers 11. Vir ewig gaan sy rook op, van geslag tot geslag lê dit woes. Julle ouens, besef julle dat julle het die sleutel in julle hand vir die geslagte wat na jou gaan kom. Amen. Pa, ma, jy wat die Here dien. Hoor jy het vers 11 gemis? Ek is by vers 10. Ek O, preek okay. oor vers 10. Okay. Ek preek oor vers 10. Dis nie Jy moet nou net verkeerd. laat ek en jy soos Esau en soos Jakob raak hierson nie, hoor? Dis nie verkeerd om te bid vir jou nageslag wat na Ek jou kies om gaan soos kom Jakob nie. te wees. So, dit wat die pa en die ma waardig ag. Al luister jou kinders nie nou vir jou nie. Al lyk dit asof hulle nie belangstel in die koninkryk van die hemel nie. Dit wat jy nou saai, gaan in die nageslagte na jou, gaan geoes word as goeie wat julle nagelaat het vir julle kinders. Ja. Hoor mooi wat ek sê, al lyk dit nie so nie. Al lyk dit nie so nie. Van geslag tot geslag lê dit woes. Vir ewig en altyd trek niemand daardeur nie. Maar die pelikaan en die krimpvarkie neem dit in besit. Dis oulik, ek Die hou van 'n uil en die krimpvarkie. kraai woon daarin. En hy sal die riglyn van woestheid, hoofletter, sal die riglyn van woestheid, nie opbouing of bou of wat nie, riglyn van woestheid daaroor span en die skietlood van vormloosheid. Wat is 'n skietlood? Is 'n skietlood hang jy van die dak af uit, is ja, maar vandag 'n het loodpunt of 'n swaardpunt. ja, maar vandag het ons 'n 'n waterpas, waterpas, ja. Maar kom ons dankie. verduidelik net 'n skietlood. 'n Skietlood hang as die wind nou nie te erg waai nie, dan Yes. gee hy vir jou die presiese vertikale vlak as jy byvoorbeeld 'n gebou opsit of so aan. So met ander woorde, dit is gebaseer op swaartekrag, op wetgewing. Swaartekrag is 'n soort van 'n wet, werk altyd presies dieselfde. Okay. So, skietlood van vormloosheid. Met ander woorde, daai waterpas wat jy Het nou vormloos, ja. Jy dink hierdie waterpas van jou is reg. En dis soos baie mense vandag is. Hulle dink, hierdie waterpas van my is My waterpas. sienswyse, ek is so slim in my eie oë, ek moet my niks sê nie. Ek weet alles. Maar daai waterpas is Ja. so ver uit dat hy swing van links tot regs en jy's heeltemal van die map af. Jy dink- Jy's nie net van die bladsy Ja, af weet jy, nie, dit jy's is uit die nogal boek uit. oulik wat jy hier sê. Nou, Ja. nou het jy 'n waterpas wat se waterpas nou Uit is. Maar jy weet dit nie. Nou begin jy daai ding, en dit het my gebeur. Nou begin jy daai hoek van die gebou optrek Yes. met die waterpas. Man, en jy bou te lekker. En jy bou en jy gaan te keer, die waterpas, oh, hy's reg, waterpas. En dan staan jy so rukkie terug, en sê, maar die ding is skoon skeef. En dan sê jy, hier's nou iets fout. En dan gaan kry jy 'n ander iemand se waterpas, en dan sit jy hom, jou waterpas bo op daai waterpas, en sê, my waterpas is uit. Nou baie mense se waterpas tussen die ore is uit. Lank. Hulle sienswyse is uit. Weg van Christus af. Maar hulle is reg, jong. Jy moet my niks vertel nie. Ek weet alles.
En nou het ons daai les. Ek gaan bou, Man, jong. Ons het daai oulike les van horend doof. Ja. Mense wat vol is van godsdienstige konkoksies tussen die ore van 'n valse sienswyse, dan kry hulle 'n woord soos hierdie, as hulle al hierdie woord hoor, hulle sê, nee, dis nie vir my nie. Plek hulle maar net 'n bietjie langer geluister het. Horendoofheid is om nie te wil luister nie. Wanneer ons luister na lesse soos hierdie wat hier uitkom, want hierdie waterpas, baie wysheid. julle kan dit gaan toets of dit reg is. Gaan jy eerste ding baie keer miskien aan die slaap wil raak, as jy hierdie lesse hoor. Hierdie wat ons nou vir julle Dan uitstuur. gaan staan jy op die rand van die bad. Dis nou waar so by die rand van die bad staan, en dan val in die winter, nee, as jy dan in die slaap raak, val jy in die koue water, so jy gaan nie slaap nie. Maar weet jy wat, as jy dan hierdie lesse oor en oor luister, hierdie lesse, en jou waterpas begin regkom tussen jou ore, dan word daar 'n honger. God Dan eers. raak jy nie aan die slaap nie. God eers. Jy kan nie genoeg Sy kry van hierdie koninkryk woord eers. nie. So ek wil vir die mense wat nou luister, wat die video kyk, miskien begin jy net luister en jy sê, ag, ek weet nie, ek het al, dis jou eie opinie wat opstaan, jou eie waterpas en jy wil nie hierdie hoor nie. Luister hierdie tog uit. Luister dit deur. Hier sit twee mense wat hierdie les bring, wat gesamentlik saam al vir 50 jaar die woord bedien. Ons het baie geleer, ons het baie keer dit nie reg geleer nie. En dis nie Maar met ons die jare en die jare en die jare met ons ondersoek in die woord, want die woord is die waarheid en die Heilige Gees lei ons in die volle waarheid, het ons baie foute gemaak, ons het deur ons foute geleer. So julle kan gerus op hierdie stadium van die reisies na ons luister en leer. Dan het jy nie nodig om al daai foute self te maak. Wat ons eers moes maak en leer, en jy kan nou vinnig leer. Kom jong mense, praat veral met julle. Julle kan hierdie woord vat en leer en die regte waterpas kry. Die regte skietlood, wie Christus is. Soek eers die koninkryk, sy geregtigheid, en al die dinge sal spontaan vir jou bygevoeg word. Jy het nie nodig om jou moeg te maak met dinge nie. Soek die dinge van die koninkryk. Jesus eerste, hy is die koning en wat hy gesê het. Goed, kom ons gaan aan. Amen. Vers waar is ons 12. Sy edelis. Sy edelis. Onthou nou ons praat van die stad Edom, groot koninkryk gewees. Sy edelis, daar sal geen koninkryk meer uitgeroep word nie en met al sy vorste is dit gedaan. Sal jy sien. Dis nou die uiteinde daarvan om God se koninkryk cheap te vat. En sy paleise word begroei met dorings, brandnekels en distels sal in sy vestings wees, en dit sal 'n lêplek van jakkalse wees, 'n verblyf vir die volstruise. En die boskatte kom wilde honde daar tee, en die veldduiwels ontmoet mekaar ook daar. Ook woon die naggees daar in vrede en vind 'n rusplek vir hom. Nou hierdie is beeldspraak, poëtiese beeldspraak van boosheid, alles wat te doen het met boosheid en al daai tipe van. En nou wil iemand dadelik kom en sê, ja, dis die duiwel se skuld, die duiwel se skuld. Dis wat Adam gedoen het. Toe die Here vir hulle sê, nou, wie het vir julle gesê julle moet eet van daai verkeerde boom? Toe kom Adam, dadelik verontskuldig hy homself. Eva, hierdie vrou wat jy my gegee het. En die Here sê, Eva, en wat het jy vir jouself te sê? Sy sê, dis die slang. Dis die duiwel. Nou, vandag hoor ek dit baie. Ek kan nie help om dit te doen nie. Dis die duiwel wat my dit laat doen. Nee man, ek sien daar groei 2 horingkies agter jou ore uit. Ek dink jy self die duiwel. Mense, weet jy wat? Wanneer jou kop se waterpas uit is, en jy het duiwelse denke, hoe volstruis en jakkalse en wat se duiwels sê hulle? Veldduiwels. Veldduiwels tussen jou ore. Gaan wonder jy tree op soos 'n veldduiwel. Jou ou veldduiwel, kom nou reg. Kry die regte waterpas. Okay, gaan weg. Okay, daar maak die pylslang sy nes en lê Jo. eiers en broei dit uit. Ja, dit raak het meer, né? Weet jy, Ons het nou verlede Weet jy- Sondag se weet jy- les was die vergrootglas, eiers. die fokus, né? Waarop jy fokus, dit Raak word al hoe meer. meer. Ja. ja, Dit broei nou eiers uit. Ja. Gaan aan? ja, so as 'n mens, ek wil teruggaan na die Titanic toe. Ek wil gou praat oor die Titanic. Weet julle dat as die Titanic
10 minute vroeg die skip aangepas het en 'n paar grade meer na daai kant toe gegaan het, het hulle die ysberg gemis. Maar hulle het die aangename tyd. Hulle het 'n valste gerusheid gehad. Hulle het 'n valste gerusheid gehad en hulle Want- ore was toe. Want daar's vir Want ons gesê, daar is daai skip wat die mens gebou het, selfs God kan hom nie laat sink nie. Dis wat van die mense gesê het. Selfs God kan hom nie laat sink nie. Ja, sien jy hoe was hulle goddeloos, ja? so, daar was hulle fokus uitgewees en 10 minute voor dit het 'n skip vir hulle gestuur en gesê, pas julle koers aan want daar's 'n ysberg op pad. Maar die ou wat by die switchboard gesit het, luister nou mooi. Ou wat by die switchboard gesit het, wat dit vir die kaptein moes gaan sê, was besig om die passasiers se boodskapies wat hulle vir mekaar uitgestuur het. Die ouens was op hulle fone, was op hoor. Facebook. Hulle het vir mekaar boodskapies gestuur en hulle het games gespeel op hulle fone. En so die switchboard was besig daarmee. Plaks dat die switchboard dit gehoor het, na die kaptein toe geloop het en gesê het, hier's 'n waarskuwing van hierdie skip, daar's 'n ysberg voor, pas jou koers aan. Ander ding van die Titanic. Titanic was in 'n reisies gewees met die Olympia, wat 'n skip was wat net so groot was soos die Titanic. En hulle het reisies gejaag. Wie gaan eerste by hulle bestemming aankom? So, waar was hulle fokus? Ons is so fabulous, ons is so groot. Niemand kan my iets leer nie. Die Titanic, ons weet hoe om te plaks. Hulle net hulle ore oopgemaak het. Net en geluister het na inspraak in hulle lewe. So mense, julle wat luister nou. Luister. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie, wat jou moeilikheid is nie. Ek hoop hierdie woord sê vir jou iets. Wil jy nie maar luister nie. Luister na instruksie. Jy kan 'n groot disaster keer wat dalk voor jou lê. As jy net wil luister, soek eers die koninkryk en sy geregtigheid. Deur hierdie woord, want Jesus is die woord. En alle dinge, gesonde dinge, sal vir jou bygevoeg word. Maak 'n aanpassing. Maak 'n adjustment in jou gees as daar iets is wat nie lekker is nie. Maak die adjustment hier. Tussen jou ore. Tussen jou ore, maak daai adjustment. Jy sien dalk iets en jy sien dalk 'n fout en jy sien dalk dit en jy sien dalk dat. Maak 'n adjustment hier. Want daardeur verander jy die rigting van die Titanic. Maar doen dit betyds. Doen dit betyds. Moenie wag tot die ysberg op jou val. En nou wil jy 'n aanpassing maak nie. Amen. Nou, hy sê, soek in die boek van die Here en 16, lees. Ja. Okay. Soek in die boek van die Here en lees. Halleluja. Soek in die boek van die Here en lees. Ek wil dit bietjie anders sê. Ek sê, soek in die woord van die Here, die wysheid van God, en pas jouself aan daarby. Vat daai skietlood, vat daai level, en sorg dat hy level is met die woord van God. Moenie dat hy vormloos raak en so swaai nie. Dit gaan vir jou nie goed wees nie. Ons is amper klaar. Nie een van hierdie wesens ontbreek nie. Die een mis die ander nie, want my mond, sê God, die het dit beveel, en sy gees, hoofletter, die het hulle by mekaar gebring. En hy het vir hulle die lot gewerp, en sy hand het die land aan hulle met die meetsnoer uitgedeel. Tot in ewigheid sal hulle dit besit, van geslag tot geslag sal hulle daarin woon. Jy wat 'n oupa of 'n ouma is, jy's 'n pa of 'n ma, jy's 'n oom of 'n auntie, jy leef volgens God se woord. Jy mag dalk ook voel, vir jou nageslag. jy mag dalk voel jy maak nie 'n impak nie, maar hou aan die impak maak. Onthou ons het gepraat van klein dingetjies wat ons doen, het groot impak, het 'n ripple effek. So, doen die klein dingetjies daar. Wees 'n voorbeeld. Dra die vrugte van die Gees. Dis geregtigheid. Leef daarin. Soek dit self in jou gebedslewe
Word sterk daarin, in die woord van die Here. Voed jouself met woorde van geloof. Want wanneer 'n mens bid, Psalm 1, dan oordink jy die woord. Soos ons dit nou kry. As jy dit nog nie mooi reg kry om te oordink nie, vat dan hierdie lesse. Ons stuur so baie daarvan uit. Gaan na YouTube toe, subscribe daar. Jy sal al die nuwe lesse daar sommer kry, dadelik wanneer dit uitkom. Luister die lesse. Ek hou so van die mense wat ek hoor nou deesdae, wat nou baie baat vind by hierdie woord. Hulle sê, sommer vroeg in die môre, dan sit hulle foon al aan. Party mense het hierdie spesiale speaker wat jy het met Bluetooth, wat jy dan jou foon, jy gaan na die speaker toe, dan hoor die hele huis dit. Luister dan na ons, luister na die woord. Ons is net diensknegte van die Here, wat die woord bring. En ons het hierdie ondervinding van baie jare. Wat die woord lewendig maak dit vir jou lewendig. En weet jy wat? Word sterk vroeg in die môre met die woord. Oordink die woord. En gaan dan uit. En hoor ons waar jy beweeg, is jy die lig wat skyn. Is jy sterk in jouself, want jy het jou versterk binne in die woord. Jy gaan nie ongeduldig raak nie, jy gaan nie onvriendelik raak nie, jy gaan nie mislik raak nie, jy gaan bedagsaam wees, sensitief wees. En oral waar jy beweeg, gaan jy mense aanskakel. En jou waterpas gaan waterpas want jou waterpas is reg. Sê amen. Jou skietlood is reg. Okay, ons gaan nou met afsluit. Ek weet ons gaan afsluit, ek wil net gou hier iets sê, in vers 15, die pylslang maak sy nes daar en lê eiers en broei dit uit, en sy koester haar kleintjies in die skaduwee. Een gedagte in jou brein, wat negatief is 'n skaduwee in jou brein, en is 'n eiertjie van die slang, wat uitgebroei kan word. So wat maak 'n mens met 'n slang se eier, wat jy raak? Jy squash hom met die woord van die Here, en jy sê, hierdie eiertjie gaan ek nie laat uitbroei in my kop nie. Nie in my kop nie. Ek werk nie in die skaduwee nie. Ek werk in die lig van Jesus. Ja, en onthou nou Jesus, Johannes 6 is die woord, en Jesus sê, ek is die hemelse brood. Amen. As julle my eet, het julle die ewige lewe, of die ervaar het nou reeds. Baie mense dink ek gaan dit eendag hê. En dan sê Jesus, dan verduidelik hy dit, want toe skrik hulle vreeslik dat hulle hom met eet. Hulle is mos nou nie kannibale, en dit sê Jesus uiteindelik in Johannes 16, aan die einde van die hoofstuk toe sê hy, my woorde is gees en lewe. So wanneer ons hierdie woord nou, wat gees en lewe word deur die Heilige Gees, inkry, het jy dit in jou tussen jou ore, jou kop word gevul daarmee, en jy's kragtig in die Here, soek eers die koninkryk, sy geregtigheid, wat liefde is, blydskap is, vrede is, geduld is, en oral waar jy beweeg, daai dag, is jy dit. En net goedheid en guns sal jou volg, Psalm 23, want jou hoof is vet met olie van die woord van die Heilige Gees. Jy's geolie man. Amen. En ons het altyd daai advertensie gebruik, the more the oil, daai spesifieke olie, the less the friction, the further you can go. Dus wat jy weet, jy kan nie ver kom as jy moeilikheid optel met mense, want jy was ongeduldig, hulle was ongeduldig, jy het 'n tantrum gegooi, hulle gooi 'n tantrum, daar stop jy ou kar, daar slaat hy berings. Hoe meer olie, the further you can go. Amen, en daarmee sluit ons af, jy. En Ja? bid vir jou kinders, wat op hierdie stadium lyk of hulle doof is. Hou aan bid vir hulle. Hou aan bid vir hulle. Hou aan bid vir hulle. Hou aan die vrugte vertoon. Onthou asseblief dat elke gebed wat op hierdie aarde gebid word opgevang in die hemel. Dit is pragtig daai getuienis, né? Elke gebed wat hier op die aarde gebid word opgevang in die hemel. Ja. En Jesus Christus hou daai gebed so in sy hande. En want die energie van daai gebed, al is dit 'n klein gebed, kort gebedjie, daai energie is ewig. As jy nou bid vir iemand, baie keer voel jy, ag, jy sê, wat het dit nou, sou dit gebeur het, en selfs lyk dit of dit gewerk het nie. Ek wil jy moet weet, dit gaan nooit verlore nie. Gaan nie verlore. Wanneer jy positief en liefde bid vir 'n saak en vir mense, daai gebedsenergie gaan vir ewig nooit verlore nie. Amen. En wanneer die Here dit nodig het, gebruik hy dit. Amen.
So jy weet nooit wat 'n geweldige ripple effek 'n eenvoudige gebedjie vir iemand van jou kant af het nie. So moet nooit moeg word om te bid nie. Go for it. Sluit vir ons af, want tyd het nou uitgegaan. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat u woord is 'n rigtingwyser op ons pad. Dankie Here, u woord is 'n padteken. U woord is baie keer 'n stopstraat, Here. U woord is baie keer 'n toegeeteken. Baie keer is u woord vir ons wat sê ry maar. En baie keer, Here, sê u vir ons pas op. Daar's potholes voor jou. En ek dank die Here dat ons wat u Gees ken, luister na dit wat u Gees vir ons sê, Vader.